Die skrif in konteks deel 2. Wat is die rede vir die verwoesting van die aarde aan die einde van die dae? Ons het in deel 1 gesien dat die vereistes van die nuwe verbond nog nie ten volle volbring was nie. Want ons ken steeds nie Jahwe nie. Almal beklei en hulle stry oor die geloof, oor sy naam, wet, feeste ensovoorts. Ons het ook gesien dat een van die oudste profesies, naamlik Deuteronomium 30, nog nie vervul is nie. Steeds vandag kom die vloeke van Deuteronomium 28 oor ons en ons is steeds verstrooi in die agterhoeke van die wêreld en nog nie versamel as 'n volk nie. En dan in Deuteronomium 30 sien ons dat ons steeds die woorde van hierdie wetboek van die Ou Testament, naamlik Deuteronomium, sal onderhou en doen. Dan vul die profete Jesaja en Micha die gedeelte van Deuteronomium 30 aan en sê die wet sal uit Jerusalem uitgaan en ons sal onderrig word in, let wel, die wet. Ons sien Yeshua bevestig ook dat die hemel en die aarde verby sal gaan, maar nie een jota of een titeltjie van die wet sal verbygaan totdat alles gebeur het nie. Dis het alles nou nog nie gebeur nie. Openbaring se verwoesting en die profete se profesies oor die einde moet nog gebeur. Maar kom ons kyk mooi na wat Yeshua sê hier in Matteus 5 vers 18. Hy sê, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal let wel nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Nou hier is twee belangrike dele. 1. Totdat die hemel en die aarde verbygaan. Dit beteken, solank die skepping bestaan, bly die wet staan. Punt 2. Totdat alles gebeur het. Dit is die sleutel. Dit verwys na alles wat die wet en die profete voorspel het. Alles wat vervul moet word. Nou wat beteken vervul? Vervul beteken nie kanselleer nie. Dit beteken volmaak, tot volle betekenis bring. Laat realiseer. So bly die wet vir altyd? Ja, maar ons moet dit reg verstaan. 1. Solank die hemel en die aarde bestaan, die wet staan vas. Dit verander nie. Dit word nie afgeskaf nie. Die hemel en die aarde is as getuies geroep teen die volk toe hulle die wet ontvang het. Deuteronomium 4 vers 26, Deuteronomium 30 vers 19, 31 vers 28. Wat wys dat die skepping self getuig teen gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid. Hier sien ons dat die verbond ingestel word met hemel en die aarde as getuienis. Wanneer Yeshua dan in Matteus 5 vers 18 verklaar dat nie een jota of titeltjie van die wet sal verbygaan voordat die hemel en die aarde verbygegaan het nie, bevestig hy die geldigheid en die gesag van dieselfde verbond en hier noem hy weer dieselfde getuienisse. Yeshua bring dus nie 'n nuwe wet wat die oue kanselleer nie, maar bevestig die bestaande verbond se gesag en hy plaas die volk weer in dieselfde posisie as in Deuteronomium. Voor 'n keuse tussen die lewe en die dood, gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid. In die lig van die nuwe verbond bly die wet staan, maar die toepassing daarvan beweeg van uiterlike nakoming na 'n innerlike werklikheid, soos geskryf is, ek sal my wet in julle binneste gee, en dit sal op hulle hart geskrywe wees. Dit lees ons in Jeremia 31 vers 33. Punt 2. In Yeshua se koninkryk, die toekomstige koninkryk, sal die wet uit Sion uitgaan, Jesaja 2 vers 3. Dit wys die wet is nog steeds aktief, selfs in die toekomstige regering. Punt 3. In die nuwe verbond, Jeremia 31 vers 33, ek sal my wet in hulle binneste gee. Dis nie afgeskaf nie, maar die hart van klip word verander na 'n hart van vlees. Punt 4. Wat van na die hemel en die aarde? In Openbaring 21 gesien ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En daarin is geen tempel nie. En Jahwe self is in alles. Nou belangrike insig, die wet verdwyn nie, maar word volledig gerealiseer. Daar is dan geen sonde, geen behoefte aan reëls om mense reg te hou nie. Want almal sal die wet ken, almal sal Jahwe ken. Want alles leef reeds perfek volgens Jahwe se wil. Nou hier is 'n eenvoudige manier om dit te verstaan. Dink so. Nou, die wet leer ons wat reg is. Die millennium, die vrederyk, die wet word regeer en toegepas. Nou die nuwe skepping, die wet is volkome deel van almal se wese. Dis in ons hart geskrywe. Die hemel en die aarde is as getuies geroep teen die volk toe hulle die wet ontvang het, soos ek hierbo genoem het. So bring Yeshua hierdie selfde hemel en die aarde
getuienis in konteks in Matteus 5. En hy plaas die volk weer in dieselfde verbondsposisie dat die wet vas en onveranderlik bly staan solank die hemel en die aarde bestaan. Dus sal Yeshua ons vir 1000 jaar in die vrederyk onderrig en ons alles van die Vader bekend maak. Waar ons voorheen net ten dele geken het, sal hy die volle openbaring van die Vader bring. En wanneer die proses van heiligmaking voltooi is en daar geen sonde meer is nie, sal ons die ewige toestand binnegaan en voor die Vader verskyn, rein en sondeloos. En soos in Openbaring 21 vers 27 sê hy, sal niks onreins in die stad ingaan nie. Nou om dit alles in konteks op te som, waarom word die aarde vernietig dat dit nodig is vir 'n nuwe hemel en 'n aarde? Kan dit werklik wees van wetteloosheid? Want baie Christene beweer die wet, die feeste en die Sabbat en die besnydenis is nou vervul, met ander woorde weggevat, want dit is wat hulle aflei van Paulus se briewe. Petrus waarsku ons oor Paulus se briewe en hy sê dat dit swaar is om te verstaan wat die ongeleerde en die onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte, tot hulle eie verderf. Nou, ongeleerde en onvaste mense is mense wat nie na die wet wil luister of die wet ken nie. Nou gryp hulle na Paulus se briewe wat die dominees elke Sabbat of 'n Sondag aanhaal en hulle verdraai Paulus se briewe tot hulle hul skape se eie verderf. En weet jy hoekom verkies die mense hierdie predikante so dwaalleer? Want dit is 'n wederstrewige volk, leenagtige kinders wat die wet van Jahwe nie wil hoor nie. Nou stel hulle hierdie predikante aan en sê, spreek vir ons vleitaal, profeteer vir ons bedriegery. Dit wil sê, lieg vir ons, want ons wil nie hoor dat ons steeds die wet moet onderhou nie. En so verdraai hulle die wet en sê, dit is vervul. En nou kom die verderf oor hulle en die wêreld, want hulle het afgewyk van Jahwe se wette. Kan ek bewys om die skrif in konteks te gebruik dat die aarde vernietig gaan word deur wetteloosheid? Kom ons kyk, in Openbaring 15 sien ons die volgende, in Openbaring 15 vers 1. En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, 7 engele met die 7, let wel, laaste pla, want daarmee is die grimmigheid van Elohim voleindig. Dan vers 3, en hulle het die lied gesing van Moshe, die diensknegt van Elohim. Nou kom sal hulle dit sing. En die lied van die lam, en gesê, groot en wonderlik is die werke, Jahwe Elohim, almagtige, regverdig en waaragtig is die wee, o koning van die heiliges. Nou let wel, 7 engele met die laaste 7 pla. En dan sing hulle, wat? Die lied van Moshe. En een van hierdie 7 pla is 'n geweldige groot aardbewing. Let wel, daar was nog nooit so 'n groot aardbewing op die aarde gewees nie. Nou, as ons leidrade uit hierdie gedeelte uittrek, dan sien ons, daar is 7 engele en hulle bring die laaste 7 pla oor die aarde. Dit wil sê die aarde word heeltemal verwoes. Dan sing die engele die lied van Moshe, wanneer hulle hierdie oordeel bring. En een van die pla is 'n groot aardbewing. So kom ons kyk gou, wat behels die lied van Moshe en hoekom sal die engele hierdie lied van hom sing? Aan die einde van Deuteronomium 31 beveel Jahwe Moshe om die lied op te skryf en Jahwe sê, as dan baie onheile en node oor hulle kom, dan sal hierdie lied as 'n getuie teen hulle dien, want hy ken hulle gedagtes dat hulle wetteloos is. Let wel, Moshe het hierdie woorde van die wet tot in die einde toegeskrywe, wat ook uitbeeld dat die wet tot die einde van krag sal wees. En so het Moshe die Lewiete beveel om die wet in die verbondsark te plaas as 'n getuie teen die volk. En hier in Deuteronomium 31 vers 28 sien ons gebruik Moshe die hemel en die aarde wat as getuienis teen die volk, dat as hulle van die wet sal afwyk en hierdie onheile van hierdie verwoesting sal oor hulle kom, let wel, en dan in vers 29, aan die einde van die dae, omdat hulle Jahwe geterg het met hulle wetteloosheid. Nou, wanneer is die einde van die dae? Die dae van openbaring. Dit is hoekom dat openbaring daarvan profeteer. En dit is hoekom dat die engele aan die einde van die dae in Openbaring 15 die lied van Moshe sing. Want die lied gaan oor die onheil wat oor die volk gaan kom, omdat hulle wetteloos gehandel het teen Jahwe. En dan in die lied van Moshe sien ons, dis 'n verkeerde geslag, en so het hulle van Jahwe afgewyk en ander gode gedien. Weet jy, dat as Jahwe jou iets beveel en jy doen dit nie,
dan dien jy nie hom nie, maar die afgode wat die teenoorgestelde is van hom. Net soos in die tuin van Eden, moenie daarvan eet nie, wat doen hulle? Hulle eet daarvan, wat gebeur? Hulle word uit die land uitgeskop, uit die tuin van Eden. Dan vanaf vers 22 sien ons, kom Jahwe se toorn oor die volk. En die berge word aan die brand gesteek, Jahwe skiet pyle op hulle af, hongersnood, wilde diere ensovoorts. Dis is dit onheil verwoesting wat die wêreld gaan tref. En dan sê ons hier in vers 28, het hulle geen verstand nie, want hulle ken nie vir Jahwe se weë nie. En dan heel belangrik vers 29, was hulle wys, sou hulle dit insien. Hulle sou op hulle, let wel, einde let. Watter einde? Openbaring se verwoesting, en dit is hoekom die 7 engele die lied van Moshe sing, want die lied dien as 'n getuie teen die volk, omdat hulle van Jahwe se weë afgewyk het, en hulle bring die laaste 7 plaae om die wêreld te verwoes. Hoekom 7 engele met die laaste 7 plaae? Want reeds in Levitikus 26, wat soos Deuteronomium 28 is, waar ons die seën en die vloeke kry, van as ons van Jahwe afwyk, sal daai vloeke oor die wêreld kom. Nou hier in Levitikus 26 sien ons dat ons Jahwe se gebooie moet hou en nie gesneede beelde moet maak of klippilare moet oprig nie. Maar weet julle hoeveel klippilare en obelisks, of met ander woorde kerktorings is opgerig in ons land? En dan sien ons ook, moet ons Jahwe se sabbate onderhou. Maar die kerk se priesters vandag verkrag Jahwe se wet en hulle maak hulle oë toe vir sy sabbat. En so word ons vleitaal geleer deur hulle en ons verbreek Jahwe se sabbat, net soos die volk 'n verbond met die volk gesluit het in die Makabeërs om nie die sabbat en die feeste te hou nie. Maar Jahwe wil onder ons kom woon en hy wil ons Elohim wees sodat die nuwe verbond in vervulling kan kom. Maar ons wil nie na sy wet bekeer nie. Ons hart is nog verhard. Ons is nie met die Heilige Gees gedoop om sy wette te hou nie. En nou dat ons nie luister nie, wat gaan gebeur? So kom ons kyk na vers 16. Ek sal die verskrikking oor hulle bring, die tering en die koors, wat die oë verteer en die lewe laat versmag. Julle sal ook te vergeefs julle saad saai, want julle vyande sal dit opeet. Nou dat ek hierdie gedeelte lees van die oë wat sal wegteer, as ons gaan kyk na Sagaria 14, dan link dit op met die profete van Sagaria 14, waar hy sê, dat hulle oë sal in oogholters verteer word. Nou wat gebeur nou daar, so dis die einde van die verwoesting. Wie het dit gesê? Die profete. So het dit al gebeur? Nee, dit het nog nie gebeur nie. So Yeshua sê, die wet sal vasstaan totdat alles gebeur het. Dit het nog nie gebeur nie. Dit wil sê, nog steeds sal die wet vasstaan. Nou steeds begin ons nou vandag te sien van vloeke wat ons tref en steeds is die belofte van die nuwe verbond nog nie nagekom nie, naamlik ek sal aan julle sondes nie meer dink nie. Nou want hier bring Jahwe nou onheil en verwoesting oor ons, maar steeds luister ons nie na hom nie en ons kom nie sy wette na nie. Nou wat gaan nou gebeur? Nou kom ons kyk na Levitikus 26 vers 18. Onthou ons het gesien Openbaring 7 plaae, 7 engele. So kom ons kyk nou wat word hier gesê. En as julle dan nog nie na my luister nie, sal ek voortgaan om julle hoeveel? 7voudig te tigtig weens julle sonde. En dan vers 21. En as julle heel teen my verset en na my nie wil luister nie, sal ek nou nog meer plaae op julle lê. 7voudig volgens julle sondes. Hoekom 7voudig? 7voudig volgens ons sondes. Dit wil sê, Jahwe dink nog steeds aan ons sonde. Dis wanneer hy die wêreld gaan tigtig weens, let wel, hulle sonde, en wanneer in die dag, dit wil sê die dag van Openbaring, dan kom die 7 engele met die laaste 7 plaae en hulle bring Jahwe se oordeel oor die wêreld en hulle sing die lied van Moshe. Dit wil sê as getuie teen hulle wetteloosheid, want dit is waarom die lied van Moshe gesê het, hulle moet oplet aan die einde. Dus aan die einde word die wêreld 7voudig getigtig deur die 7 engele met die laaste 7 plaae. Want soos in Levitikus 26 vers 14 het hulle nie geluister na Jahwe se gebooie en sy insettinge en sy verordeninge en hulle het 'n afskie daarvan gehad en so word hulle verteer en uitgeroei. Een van die duidelikste waarskuwings van Jahwe is dat die mens nie net van brood alleen sal lewe nie, maar van elke woord wat uit sy mond uitgegaan het, Deuteronomium 8 vers 3. Yeshua self bevestig dit toe hy teen die teenstander versoek was en hy antwoord,
Daar is geskrywe dat die mens nie net van brood alleen sal lewe nie, maar van elke woord wat uit Jahwe se mond uitgegaan het. Matteus 4 vers 4. Tog het baie mense 'n afskeid gekry in sy wet, sy feeste en sy ewige verbonde, en hulle verwerp dit wat lewe bring. Daarom sal hulle nie die lewe beerwe nie, maar die dood het hulle gekies. Want die skrif sê, kyk, ek het jou vandag voorgehou, die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk, Deuteronomium 30 vers 15. En omdat hulle sy verordeninge verwerp en sy verbond verbreek het, sal hulle uit die land uitgeruk word en ontwortel word, Deuteronomium 29 vers 24 tot 28. Want die loon van die sonde is die dood, soos Paulus sê in Romeine 6 vers 23. Dus het die dag van oordeel van Jahwe gekom oor die wat sy wet verbreek het. En dit is die verwoesting van die wêreld aan die einde van die Bybel, en dit is 'n openbaring. En so sê Psalm 119 vers 126 dit ook. Dit is die tyd vir Jahwe om te handel, hulle het u wet verbreek. Kan ek nou nog skrif in konteks bring of die wêreld werklik vernietig gaan word deur wetteloosheid? Beslis ja. Nou kyk in Openbaring 16 vers 18, kom daar 'n geweldige groot aardbewing oor die aarde, en let wel, soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie. 'n Geweldige groot aardbewing. En dan sien ons in Openbaring 21 vers 1, 'n nuwe hemel en 'n aarde. Nou, hoekom 'n nuwe hemel en 'n aarde? Wat het met die ou aarde gebeur? Nou kom ons trek nog 'n profesie in konteks met die skrif, met Openbaring se verwoesting, en ons kyk na Jesaja wat hieroor profeteer het in Jesaja 24 vers 19, naamlik, die aarde word geheel en al verbreek. Die aarde is geheel en al aan wankel. Die aarde word geheel en al geskit. Die aarde waggel geheel en al soos 'n dronkaard, en swaai heen en weer soos 'n nagget, en sy oortredinge swaar op hom, en hy sal val en nie weer opstaan nie. Nou hier sien ons, let wel, die aarde sal val en nie weer opstaan nie. En as ons dit nou mooi koppel met Openbaring 21 vers 1, se nuwe hemel en die aarde, dan kan ons dit verstaan dat die aarde deur hierdie geweldige groot aardbewing so vernietig gaan word, dat Jahwe 'n nuwe aarde vir ons sal moet gee. En dan in vers 20 sien ons, sy oortreding is swaar op die aarde. Nou wat 'n oortreding is dit, dat die aarde so erg vernietig gaan word? So kom ons kyk gou nou 'n bietjie terug in Jesaja 24 en ons gaan kyk na vers 5. Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners, want hulle het die wette oortree, die insettinge geskenk, die ewige verbond verbreek. Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy bewoners boet. Daarom word die bewoners van die aarde deur 'n gloed verteer en bly daar, hoeveel mense oor? Min mense oor. Let wel, want hulle het die wette oortree, die insettinge geskenk, die ewige verbond verbreek. En dit is hoekom Openbaring se verwoesting oor die wêreld kom. Die engele sing die lied van Moshe as 'n waarskuwing oor die wettelose, en so word hulle verdelg en bly daar min mense oor. En dit is hoekom dat Yeshua ons ook gewaarsku het dat hy nie 'n jota of 'n titeltjie van die wet weggevat het nie. En dis solank die hemel en die aarde nog bestaan, sal die wet steeds vas bly staan. Dus glo ons wat uit Yeshua se mond uitgegaan het. Aan die einde van die video gaan ek 'n liedjie plaas wat ek saamgestel het, getiteld nie een jota of titeltjie. En dis wat Yeshua gesê het, hy het niks van die wet kon verander nie. So bly gerus ingeskakel en luister gerus die liedjie aan die einde. Die lied is ook beskikbaar op Spotify, YouTube Music en sowel as Apple Music. Nou om hieraan te dink, het hierdie wettelose mense gelewe van elke woord wat uit Jahwe se mond uitgegaan het? Nee, dit is hoekom dat die wettelose vernietig en ontwortel gaan word, omdat hulle die wette, die insettinge, dit wil sê die feeste en ewige verbond, naamlik die Sabbat en die besnydenis en die reënboogverbond, dit wil sê die fees van die weke, verbreek het. En so word die aarde of die wetteloses verbreek, omdat hulle Jahwe se weë verag het, en dus waarsku Yeshua ons in Matteus 5 vers 17, dat hy nie die wet of die profete kon wegvat het nie. Want die hemel en die aarde bestaan nog, en soos Moshe die hemel en die aarde as getuienis teen die volk geneem het, toe hy hulle die wet gegee het, was dit 2 getuienis wat steeds vas bly staan. Dit wil sê nie een jota of een titeltjie van die wet sal verbygaan totdat alles wat die profete geprofeteer het, gebeur het nie. So Sagaria se profesie is nog nie vervul nie, Jesaja se profesie is nie vervul nie, en so voorts.
Dis het die groot verwoesting nou nog nie gebeur nie. Die hemel en die aarde bestaan nou nog vandag. Nou kyk nou mooi by die venster uit. En as jy die hemel en die aarde sien, beteken dit steeds sal die wet vas bly staan. En hulle is 'n getuie daarvan dat Jahwe se wet nie sal verander nie, nie 'n jota of 'n titeltjie nie. Dus wees gewaarsku. En almal wat jou iets anders wil sê, is die vyand, die teenstander wat teen Jahwe se wet is. Dus is jy gewaarsku. Kies vandag die lewe of die dood. Dit is jou keuse. In deel 3 gaan ons kyk na die heilige verbond. Wat die heilige verbond is, en dat die vereiste van die heilige verbond is dat as ons dit nie gehoorsaam nie, dat ons van die aarde ontwortel sal word. En die wat dit verag, sy eindbestemming is om vernietig te word. So ons gaan dit soos gewoonlik in konteks met die skrif opsom. En so gaan ons kyk of ons sondig teen die Heilige Gees, is daar geen vergifnis nie. En dan sal ons ook sien, as ons sondig teen die heilige verbond, is daar ook geen vergifnis nie, tot in ewigheid nie. Dus moet nie hierdie belangrike studiestuk misloop nie. Maak seker, jy volg Pausebox Ministries om die notifikasies te kry van deel 3. Laat die wat kan hoor, die wat kan sien sal sien en wil terugkeer na Jahwe en sy bevele gehoorsaam. Halleluja, mag jy 'n geseënde dag hê. Shalom. Sy berg het die vuur gebrand, Mos het gestaan met die woord in sy hand. Die stem van Jahwe het deur die hemel gebreek, sy wet gegee, vir ewig perfek. Hemel en aarde as getuies geroep, teen 'n volk wat sy waarheid sou toets. Die verbond is gespreek in klip en in hart, 'n ewige pad van die begin tot die eind. Maar die volk het afgedwaal, die waarheid verruil, uw insettinge vergeet, de gebooie verruil. Toch bly getrou, u verander nie. Jahwe, die woord staan vas, vir ewig en altyd. En toe kom die lig in die wêreld neer, Yeshua Mashiach, die weg en die waarheid. Nie om te breek nie, maar om te bevestig, die wet en die profete, volmaak en heilig. Ek het nie gekom om die wet te ontbind nie, wees gewaarsku, maar om te vervul die woord wat bly staan. Want die hemel en aarde sal vergaan, maar nie een jota of titeltjie van die wet sal ooit verbygaan. Totdat alles gebeur het, staan het vast, Jahwe se wet, vir ewig en altyd. Hy verander nie, hy bly dieselfde, gister en vandag en tot in ewigheid. Die aarde sal wankel, soos die profete sê, Jesaja roep uit, die oordeel is naby. Die wêreld sal val, deur vuur en deur skok, maar die waarheid van Jahwe sal nooit vergaan. Openbaring getuig van die dag wat kom, wanneer hemel en aarde vernuwe sal word. Maar die geregtigheid sal daarin woon en sy wet sal skyn in elke hart. Skryf uw wet op ons harte, o Jahwe, laat ons wandel in uw waarheid alleen. Geen onreine sal daarin gaan nie, net die wat uw gebooie doen. Die volk sal staan in reinheid en lig, besny van hart en vlees en getrou aan die pad. Die koninkryk kom, u wil geskied op aarde, soos in die hemel. Ek het nie gekom
het in ons harte vir ewig wees. 'n volk wat wandel in waarheid en lig, met Jahwe wat woon in ons midde.